Ons Vader in die hemele. Here, dankie dat ons daarmee sê dat U oral is. U is in die hemel hier om ons, die eerste hemel, die lig om ons koppe. Maar U is ook in elke uithoek van hierdie aarde, maar verder tot in die uithoeke van die skepping. Maar Here, U is ook in ander dimensies. U is in die hemele tot op die verste punt. Here Jesus, dankie dat Matteus of Efesiërs 4 sê, daar by vers 10, dat U het opgevaar bo die hemele. En dan sê die Afrikaanse vertaling, sodat U die heelal met U teenwoordigheid kan vul. O Heilige Gees, U wat oral werk, U wat tot God en tot Jesus ons harte gedagtes rig. U wat in harte werk, selfs wanneer ons in gruwelike sonde val. O Heilige God, ons aanbid U, ons vra dat U koninkryk sal kom in ons lewens, in elkeen van ons se wêreld. Ons bid, Here, dat ons in U koninkryk sal begin leef en dat ons vir U koninkryk begin leef op elke terrein van die lewe waar ons voete mag vind. Ek bid vir elkeen hier, ek bid dat U ons sal lei op hierdie geloofspad, hierdie geloofsreis waarmee ons elkeen besig is, en dat dit wat ons in die fotum sê, dat U beskerm U troue dienaars op hulle pad. Ons bid dat dit waar sal wees van ons, dat ons troue dienaars sal wees. Dat ons sal gaan na waar U ons stuur. Maar Here, die moeilikste van daardie reise is binne toe. Binne in ons binnewêreld, dat daar ook oorgawe aan U sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek lees Matteus 3 en dan spring ons na Kolossense 3 toe. Die doop van Jesus is die konteks daar in Matteus hoofstuk 3. Daar staan in daardie tyd, vers 13, het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur U gedoop word en U kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en hy het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Vriende, die detailtjie dat Jesus uit die water uitgekom het, is baie belangrik. Volgende week, wanneer dit dooptyd is, gaan daar weer formulier gelees word en verduidelik word. Maar hier is 'n vergelyk. Jesus wat gedoop word in die water, hy word as te ware begrawe en dan staan hy uit die water uit op. Hy gaan duidelik uit die water uit, hy staan op die kant en daar op die kant kom die Heilige Gees op hom. 'n Vooruitwysing, Jesus sal in die graf, in die dood ingaan, hy sal opstaan uit die dood uit en dan sal die Heilige Gees uitgestort word, maar nie op Jesus nie, op ons. En van daar af, wanneer 'n kind ingelei word, wanneer 'n iemand tot geloof kom, 'n volwassene tot geloof kom en hy word gedoop, die doop simboliseer die dood, die begrafnis, die opstanding. So deur die doop raak ons deel van die kerk, staan daar in die formulier, en dis die rede hoekom, en soos ek nou die laaste tyd baie gesê het, hierdie detailtjie het my ontgaan verlang, ek het dit onlangs eers raak gesien. Kolossense, hoofstuk 3, kom ons lees daar. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. So jy mag dalk vra hoe, my vraag is jy gedoop? As jy gedoop is,
Deur die doop simboliseer ons die opwekking uit die dood uit saam met Christus, en jy moet opgewek wees uit die dood om deel te wees van die kerk. Daarom doop ons. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en hier is ons teksgedeelte. Julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Die Engels sê dit so mooi dat jou lewe as te ware verdoesel, versteek, verborge is daar binne in God. En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis iets wat ontgin moet word as te ware. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Ons lees tot sover. Vriende, ek het dit in die verlede al baie keer gesê, ek sluit weer daarbey aan. In 'n sekere sin is niks wat ek preek net nie. 'n Vriend van my sê nou die dag, 'n bekende dominee het blykbaar gesê, om predikant te wees is om vir 30 jaar dieselfde ding oor en oor te preek, wat altyd net bietjie anders klink. En dit is in 'n sekere sin so. Jy het al agtergekom, ek het dit verlede baie keer gesê, geen twee stories in die Bybel van mense se lewens is dieselfde nie. Daar's geen twee stories wat dieselfde is in die Bybel nie. Ons gaan terugkom daarna toe. As ons vandag na ons lewens kyk, na elkeen van ons se lewens, wat is die tendens, laat ek dit maar 'n tendens en nie 'n siekte noem nie, wat is die tendens van ons tyd? Ons is almal besig, en ek weet nie hoekom nie, maar ons het almal vir onsself gesê, meeste van ons, my lewe is boring. My eie lewe is boring. Die hele wêreld is oorgegee aan 'n avontuurlus, maar nie in hulle eie lewens nie, in die van ander. Ons is vasoortuig, ons hoef nie oortuig te word nie, ons is vasoortuig dat ander mense werklik 'n avontuur lewe gehad het, of het. Dat hulle 'n avontuurlustige lewe het, en ons kan maar net drool as ons daarna kyk. Ons kan nie daaraan deel nie. Ek het nou die dag met die begrafnisvrydag die voorbeeld ook gebruik as deel van daardie gesprekkie of preek. Maar ek wil dit vanmôre weer noem. 'n Paar jaar terug is ek by my maale in Nysna en ons het die dag oorgegaan na Brenton on Sea toe. En ons is op die strand en is 'n lieflike dag. Dit is 'n mooi dag. Die see en die wind is perfek en die son en ons is daar besig. En die volgende oomblik sien ek, hier is hierdie jong man en meisie wat op die strand kom, maar nou is die man die pakesel, want oor hom hang die strandsak en elke ding en 'n handdoek en dit en dat, maar daar's ander goed ook by wat ek nie mooi kan uitmaak nie. En voor hom is hierdie vriendelike vlinder besig, want die klere is spesifiek gekies en dis 'n halwe strandrokkie ding wat wapper in die wind en is. Maar die interessante is wat my oog dadelik vang is die foon in die hand. En ek het vir 'n oomblik staan en kyk toe besef ek, aha, sy is besig om 'n video te maak. Sy is besig om hierdie experience van haar af te neem. En toe het ek my oor so 'n bietjie daai kant toe gegooi en waaragtig. En dis wonderlik by die see en kyk net hier en nou kom die ou daar aangestap agter haar. Maar sy maak seker dat sy hom in die frame het nie. Hy is op 'n stadium ook gesê gee pad. En die see en is wonderlik. En sy het seker vir so 2-3 minute die wonderlike avontuur afgeneem. Zip sit sy dit af. Hier kom sit hy langs haar. Hulle het 5 minute daar gesit, 10 max. Dus sy sê hom, ag nee, kos loop. Dit wat tussen hulle twee gebeur het, was soos in, ek is bly ek sien hierdie man nie, hy is in die verkeerde verhouding. Daar was niks avontuur tussen hulle twee nie, 0. Sy het hierdie hele dag
net op een oomblik gesien, toe sy dit gejok het vir haar followers. Kyk hoe wonderlik is dit, en ek is hier, en dit is wonderlik, en dit is so lekker, en toe sy die ding afsit. En dit was nie lankie, toe vat hulle goed en loop. Hulle het van daai wonderlike dag 0 gehad, behalwe die minuut en 'n half wat sy op haar, wat het ook al het was, Instagram of wat gelaai het. En toe besef ek, wat ek so pas gesien het, is 'n simptoom van ons tyd. Ons is almal oortuig dat hierdie ou, wat hierdie video maak, die wonderlikste, lekkerste tyd het in die lewe. Ek sukkel deesdae om realiteitsprogramme te kyk. En as dit begin gaan oor mense wat influencers is en daai goed, dan sal ek baie keer net so aansit en ek is minute in as nee dankie. Ek wil hierdie goed kyk hier, maar hulle maak ons nou dokumentêre af en toe en ek het al so by tye net geloer na en dan sit hierdie absolute verveeldheid met die lewe, behalwe met die feit dat ek my followers moet entertain. En hierdie ons se hele lewens gaan daaroor en van hulle maak nou seker baie geld met dit, maar ek wil nie so leef nie. Vriende, ons is absoluut oortuig dat ons eie lewens is boring en dat hierdie ouens se lewens, iemand anders se lewe is absoluut amazing. Dit is my niks so onsinvol as om 'n bord kos af te neem nie. Ek verstaan dit nie. Dit sê seker dat ek klaar die kultuur gemis het, maar ouens, ek verstaan nie dat jy 'n bord kos afneem nie. As jy 'n tannie is wat resepte skryf en jy is besig met 'n boek, ja. As jy ouens wat reg oor die wêreld gaan in resepte, ja, seker maar dat mense net gaan en eet en voor hulle eet, ek kopie daai nie, glad nie. Wat is avontuur? Avontuur is aan die een kant nie lekker nie. As jy 'n gemaklike tipe mens is, jy hou nie van spinnekoppe en allerhande dinge nie, kan ek maar die huis uit praat. So 'n paar jaar terug besluit ons nie is aan tyd om te roei. En ek praat van Annika en Johan hulle moet ons gaan drop en ons slaat Gouda pad tot by die Staalbrug. Daar naby Gouda is daar 'n Staalbrug. Toe ons oor hom gaan, toe laai ons die bote af. Nou is ek en my vrou in die boot daar. Ons wil van daar af tot by Bridgetown roei, gou-gou in die oggend. Kalkulasie foutjie. Ek was so bly, ek het geweet waar Louie hulle bly, want ons het by Louie hulle se plaas geëindig. Verrassingkie, toe is Louie hulle op vakansie. Louie hulle het remote hekke, maar die Here het voorsien, want Louie se skoonseun het besluit, hy wil net gou by Paul se huis omgaan en net kyk of alles alright is. En hier vang ek hierdie man op die werf en ek sê, asseblief, maak vir my die hek oop, maak net vir my kinders die hek oop om ons te kom haal. Maar julle verstaan nie wat voor dit gebeur het nie. Ek dink daar waar Hawie omtrent nou bly, is daar 'n treinbrug, iewers in daai omgewing. Daar roei ons vas. Nou ek het 'n saag op, want ek vat baie keer die kinders met die binnebande op die rivier, en daar val takke oor, en jy moet maar saag. Maar hy shoot toe, dat ons nie kan deurkom, dat ek dink, nee, los hierdie. Ons klim uit daar. Ek en my geliefde vroutjie. Nee, ons roei eers 'n end terug, tot by die Staalbrug. Ek sleep daai bote daar uit, daai goed weeg 30 kg elk, op, en ons loop vir 1,5 km deur daai dik sand, maar soos in 500 meter soontoe, of 200 meter soontoe, daar langs die rivier, deur bosse en takke, en dis skrape, 'n stuk draad wat opgelê, doringdraad het my nog gekrap op die been, ek bloei. Nou het ons ver genoeg geloop, ons is doodmoeg. Ons gooi die bote terug in die rivier, roei om die draadjie, hier is dieselfde blokkade. Toe sê ek vir ek dra nie meer goed nie. Toe klim ek in die water. Dis nie so diep nie. Toe kan ek staan. Toe saag ek vir ons 'n pad deur daai bome en ons is daar deur. Julle maar ons is op. So toe uiteindelik ons by Louis kom, toe weet ek dis waar die choops altyd begin tot by Bridgetown. Of net tot by tot by Koospen hulle. Maar dis nog ver. Toe sê ek van nee, ons kan nie meer, dit kos klim uit. Maar anyway, op 'n stadium roei ons om 'n draai. En ek hoor net sy skree, en toe ek terugkyk, hier kom my vrou op die boot sonder haar span. Gaan haal hom asseblief. Daar groei sulke snaakse, lyk soos boomvaring goed, maar dis goed met lang blare. Maar hulle groei dig langs die rivier en maak so 'n draaitjie. En toe besluit sy's te naby en sy druk haar span so in dit in om haar weg te druk.
En toe moet sy onder haar span deurgaan, want toe sit hy daar soos 'n spies. So ek is terug, stroom op, die span uitgeruk, teruggekom met haar span. En elke keer as ons so by 'n waterval kom, dan begin my vrou so geluidjie maak. Julle ken hom. Kyk, ek sê, jy sal alright wees, roei net vinniger. Maar sy is 'n paar watervalle oor aan die einde van die dag. Sy haat 'n waterval. En aan die einde van die dag was dit heel goed. Vriende, avontuur gaan vir jou ontwrig. Jy moet uit die huis uit gaan. Jy gaan 'n paar skrape opdoen. Jy gaan die vreemde in. Dis onbekend. Dit los merke op jou. Jy kom anders terug. Wanneer Bilbo Baggins uit die huis uitstap, dan vra hy vir Gandalf, dink jy ek gaan terugkom? Dis nou nog The Hobbit waarvan ek praat, nie Lord of the Rings en Frodo wat op sy journey gaan nie. Voor hom in The Hobbit gaan sy oom Bilbo op hierdie journey, en is dit ook orks en is oorlog, en hulle gaan daar in die berg in waar die draak bly, en daar is al hierdie goud, en hy moet die Arkenstone gaan steel daar binne, want hy is die dief wat moet saamgaan. Hy was in sy lewe nog geen diefie, hy is nou die dief. Nou vra hy vir Gandalf as hulle begin loop, dink jy gaan terugkom? Dan sê Gandalf, ek weet nie. Vriende, dis avontuur. Ek en my broer het al 'n paar goed gereël, wat ons 120 kilos op die Oranje net gaan roei, tussen plase, ons ken dit, ons val by Zastron in en ons begin roei. 3 dae. Elke keer voor ons gaan, dan weet jy, ek kom dalk nie terug nie. So Gandalf antwoord hom eerlik, Gandalf, gaan ek terugkom? Ek weet nie. Maar as jy terugkom, sal jy ook nie dieselfde wees nie. Vriende, dis avontuur. Dis presies wat avontuur is. Gaan jy terugkom? Daar's altyd gevaar aan. Gaan jy terugkom? Ek weet nie. Daar's 'n enige avontuur wat jy gaan doen, daar's 'n kans dat jy nie gaan terugkom nie. En as jy terugkom, gaan jy heel moontlik nie dieselfde wees nie. Hoekom sê ek hierdie goed vir vanmôre? Kolossense 3. Julle realiteit, kan ek dit seker met ander woorde sê, is in God opgesluit. Julle werklikheid is in God verdoesel, geberg. Julle moet dit gaan ontdek. In die Bybel is daar nie 2 stories wat dieselfde is van mense nie. Wanneer God oor mense se lewens begin praat, is God se genius, dat God oneindig kreatief is met hoe hy mense se stories maak. God se kreatiewe genius is oneindig, want hy skryf nie 2 mense se stories dieselfde nie. Ek het toe ek begin skryf, het gewonder of ek moet begin praat oor belydenis nie. Wat is jou belydenis as Christen? Hoe klink jou belydenis? Nee, ek ken nie belydenis, dominee, apostoliese belydenis, en dan begin ryg jy die sinnetjie so af. Nee, dis nie waarvan ek praat nie. As ek vir julle elkeen die opdrag gegee het, gaan skryf jou eie belydenis van Jesus, van God die Vader, van die Heilige Gees, jou eie belydenis wat 'n stuk van jou storie vertel. Hoe gaan jou belydenis klink? Wat gaan jy sê? Ek glo in die God wat daar ver is en wat my slaan as ek verkeerd is. Hy voeder my. Hy is sinies. Ek is altyd bang hy gaan my weer bykom. Ek glo in Jesus Christus wat blykbaar uit die dood uit opgestaan het. En ja, wat kan 'n mens sê? Maar blykbaar sê hulle, jy gaan nie hel toe gaan nie. Is dit hoe ons getuienis sal klink? Ek glo in die opgestane Here. En ek as Christen getuig dat ek deel is van die lewe van die opgestane Here. God is oneindig kreatief as dit kom by lyne en kleure, by skakerings, by lig, by teksture, by proporsies, by persoonlikhede, by geite en dinge.
God skryf nie twee mense se storie in die Bybel dieselfde nie, en God het nog nooit opgehou om twee mense, twee van sy kinders se stories dieselfde te skryf nie. Vriende, God is besig met 'n avontuur in jou lewe. En God is besig om jou geloofstorie in jou lewe te skryf. God doen nie massaproduksie nie. Geen ander gelowige in die wêreld moet vir jou sê, wil jy weet waar is die pad om te stap, my boetie? Stap agter my aan, ek sal jou wys. Ek wil asseblief vir jou vra, klim uit die ou se spoor uit. Jy is besig om 'n fout te maak. Ons doen dit almal. Ons dink ons moet iemand anders kry wat 'n beter avontuur in die geloof het, iemand anders wat 'n beter storie het. Ons moet iemand anders gaan aanhang wat moenie jou dominees aanhang nie. Ja, kry vir jou 'n paar geloofskrywers, maar nie die ouens wat skryf asof hulle die Here is nie. Ouens wat skryf oor groter goed, oor groter waarhede, oor goed waarmee hulle ook sukkel. Ouens wat saam met jou die pad soek en begin leef jou unieke avontuur in Jesus Christus. Hoekom sê ek dit? Hy sit aan die regterhand van God, rig julle gedagtes op hom, op dinge wat daarbo is, want julle lewe is daar. Ouens, ons ewige lewe het nie met vlees en bloed te doen nie, so ons gaan vir altyd by God leef, en daardie lewe is besig om binne in ons te vorm, so dit is in God verborge. Maar God se wêreld moet mos nou hier op aarde kom lyf kry. Sy koninkryk moet hier kom, dis wat ons bid. Laat u koninkryk in my lewe kom. Laat u koninkryk kom waar ek is. So kom ons verander ons gebede 'n bietjie, ouens, kom ons begin bid. Here, laat toe dat u absolute kreatiewe genius in my lewe begin posvat. Here, gee dat ek ophou om hierdie absolute hero aanhang wat ons doen te doen. Maak my los daarvan. Gee dat ek begin besef die grootste avontuur is dalk binne my lewe. Maar ek waarsku weer, ouens, avontuur is gevaarlik. Jy gaan nie dieselfde terugkom nie. Jy gaan 'n paar merke oorhou. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis tyd dat julle myners van die lewer word. Ouens, jy het 'n eie binnetaal, 'n eie geloofsgeskiedenis. Jy het nodig om daai goed te gaan explore. Jy het 'n eie teologie wat ontwikkel het tot op 'n punt toe, en daai teologie kom uit 'n huis uit en kom uit 'n sekere kerk uit, en al daai goed het God vir jou ingesit en is jou boublokke, niemand anders nie. Jy praat jou eie binnetaal. Jy is soos geen iemand anders in hierdie kerk nie. Ek het amper my 2 stelle rollerblades vir julle gebring. Ja, julle het reg gehoor. Ek het vir my pas afgelope verjaarsdag 1 Oktober het ek my 2de stel rollerblades gekry. Hoekom het ek dit gedoen? Dit was 'n eksperimentjie 4 jaar terug. Toe ek 48 raak. Toe besef ek begin mis sweep. Het julle al gesweep? As jy letterlik sweep, dan as jy daai wat Rachel sê in Friends, as sy wil gaan ski en sy maak op eintlik nie die vliegtuig nie. As sy wil sweep op die ys, op die skaats, op die skis, op die ys. Iets in rollerblade is dieselfde. Daai wat jy net op een voet, ander voet, en ek het iets daarvan gemis. En toe koop ek hierdie stel rollerblades en my gesin dink, julle moes vir Nina gesien het. Dan vra sy kan sy saamkom, ek het daar by die koöperasie begin skaats. Ek het maar toegelaat dat sy saamkom. Daar word die foontjie gevat, my foon lê nou daaronder. Daar sit sy kam te gaan kyk voor haar in die kar, dan sien ek, kom die foontjie oor die venster. So sy gee nou weg, maar sy loer op die skerm, ja, word ek afgeneem. As hy lankie, dan sien ek die foontjie skit. En as hy lankie, dan vou sy dubbel, dan lag Nina, want as ek op die rollerblades. En toe kry ek 'n ou daaronder, en hy sê vir my, jy's mal man, kry vir jou pads. Toe gaan koop ek my pads. Weet julle wat 'n ervaring was dit? Ons is 50 en ons is vrek bang vir die lewe. Hier's ek hierdie ou wat windsurf en roei en ek dink my lewe is heel alright. Toe ek op daai 8 wielietjie staan, toe's ek bewe bang. En toe ek agtergekom dat ek kan nie meer staan op rollerblades nie, toe skrik ek, want toe besef ek het so swak geword in my bene,
Ek kon letterlik nie my een voet oplig en op die ander voet skaats nie, en ek het geskaats. Ek en my kinders het hoeveel keer al gaan ijskaats. Ek kan skaats. En dan kom daar 'n barsie in die pad, en dan is dit soos 'n, wat nou? Ek moet my voet lig, ek kan nie my voet lig en op die ander, en so het dit stadig gaan beter geraak. Ek het net een probleem gehad, hierdie dorp is skuins, en toe begin besef ek later, yes, die dorp is skuins. Weet julle wat se harde werk is om opdraande te gaan, maar afdraande is van. Ek het amper vir julle die rollerblades vandag saamgebring. Ek het weer nodig om wiele te vervang. Die agterwiele is nie rond nie, hulle is so skuins. Hoekom? Want ek moet heeltyd breek, en ek breek deur draaie te maak. Dis sweep. Die Here het my sweep gegee. Amazing. Hoekom het ek gedoen? Die mense dink ek is mal. Iemand wat altyd daar bo sit, hulle is nie vanmôre hier nie, maar daai man maak potte. Sy kom nou by my, sy sê, is jy nie bang, jy val vir jou in ander bloedgroepe nie? En toe kyk ek op en ek sê vir Stephanie, dis seker maar deel van die game, nee. Dit kan kom. Ek kan vir my in 'n ander bloedgroep inval, en dit gaan vinnig kom, ek het dit hierdie week besef. Daai oomblik as hulle haak, dan is dit net, dan lê jy amper. Ek het amper die winter geval, want toe kom ek te vinnig hier by die munisipaliteit, en toe ek die draai maak, toe is die randsteen daar, gelukkig het dit baie gereën, toe spring ek net op, en toe hardloop ek seker 8 tree op die gras voor ek stop, toe wys ek my gesin die volgende dag, toe stap, toe sit daar seker 8 wielietjies, omgedraai en teruggekom. Vriende, hoekom doen ek dit? Ja, dis mal, maar wow, dis lewe. Dis uit die boks, dis uniek, dis ek. Eendag as ons om 4 sit, vra vir my om julle te vertel van die slag toe ek en my broer rollerblades gekoop het en ons agter die Pasoula gestaan het. Toe ek my pa se hek geval het, dat hy gebuig het. Vra my, ek sê julle vertel van daai storie. Maar dis deel van my storie. En dis my van die lekkerste goed. Ouens, die Here het vir jou lekker goed gegee, wat deel is van jou storie. Ek sê nie gaan ry rollerblade nie, daar is gevaarlik, glo my. En as jy jouself in die hospitaal inval omdat die dominee rollerblades ry, jou eie skuld, ek sê vir jou nou. So, gaan doen jou eie goed. Maar die punt is, gaan doen jou goed. Gaan vind uit wat is jou binnetaal, gaan soek jou lewe in Christus, want die Here wag om jou pad met jou te stap. En ek dink meeste Christene is besig om te wag tot iemand anders vir hulle sê wat iemand anders gedoen het. In ons geloof wag ons soort van dat iemand anders ons vertel wat is die volgende tree. Dit werk nie so nie, ouens. Geloof is 'n erg persoonlike, individuele ding. Daar's nie 2 mense in die Bybel wat na mekaar toe kon gaan nie. Moses kon nie na Abraham toe gaan, of na Jesus toe gaan, of na Petrus toe gaan en sê, Petrus, hoe moet ek as gelowige nou maak nie? Hoe moet ek leef nie? Want God werk uniek met Petrus, en hy werk uniek met Moses. Petrus sou net vir Moses kon sê, Moses, vra vir God. Nee Moses, jy praat met die verkeerde man, daar's net een ou met wie jy praat, die Skepper, die ou wat oneindig kreatief is in jou lewe. Ek praat nie van oorseese trips, of gaan klim die Himalajas, of wat ook al nie. Ouens, jou lewe is al die stof wat jy nodig het vir 'n eie unieke avontuur. Die Here het dit klaar gegee. Vir die vrouens, jou grumpy man wat hard snork in die aand, jou kinders met al hulle geite wat nie perfek is nie. Dis deel van jou avontuur. Vir die manne, daai dame wat jy getrou het, sy is deel van jou avontuur. Jou kinders wat jy om jou pinkie draai, om hulle pinkies draai, dis deel van jou avontuur. Jou baas, wat die ergste baas is wat iemand al ooit gehad het, is deel van jou avontuur. Die wonderlike nuus is, God sien kans vir daai avontuur. Jy doen dalk nie meer nie, maar God doen. So vir jou uitdaag, gaan na God toe, en gaan sê vir hom, as jy so voel, Here, ek het 'n appeltjie met jou te skil, jy het vir my 'n raw-deal gegee hierso, en ek beloof jou vriende, hy gaan jou vrou upside down turn in die volgende tyd, want die Here gaan vir jou 'n paar goed begin wys. Jou deal is nie so raw nie, jou deal is uniek uitgewerk vir jou,
En as jy daardeur kan gaan, dan begin gee vir jou die volgende goed. Amen. Kom ons buig die hoofde aan, bid ons saam. Here Jesus, ek kom bid vir elkeen wat hier sit vanmôre. Ek wil elkeen vanmôre hier uitstuur met 'n blessing van U af. Eintlik maar net om te sê, gaan na die Here toe. Ek wil bid dat U ons elkeen iewers alleen sal kom kry. Dat U ons elkeen maar weer bietjie voor die bors kom gryp en sê, hey, ons is partners. Ek wil bid vir elkeen wat hier sit, wat 'n partner nie gevind het, dat U daardie pad, daardie geloofsreis sal seën. Ek wil bid, Here, dat U vir ons leer wat dit beteken, wat Kolossense 3 vers 3-4 hier sê, om uit U te ontgin die lewe wat ons hier moet leef. Dat ons lewe verberg is in U. Dat U ons help om dit te ontdek. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.